Familie, ons is besig met die reeks, die duiwel glo ook in Jesus. Wat maak jou geloof anders? En dit kom uit Jakobus 2, waar Jesus se broer vir ons sê, hoor hierso, jy sê jy glo in God, dis great. Maar jy moet net een ding onthou, daar's verskillende maniere van glo. Die duiwel glo ook, die bose glo ook in Jesus. En hulle sidder van angs, want hulle weet, hulle is nie reg met hom nie. So ons praat bietjie oor wat beteken dit regtig om reg te glo in Jesus. En as ons vir mekaar die vraag vra, wat maak my en jou geloof anders as die duiwelsin, en of as Jodesin, of as Moslimsin, hulle glo ook in Jesus, hoe moet mense in Jesus glo? En glo ek reg, as ek jou vra, wat maak jou geloof anders, moet jy 'n antwoord hê vir dit. En daai antwoord moet nie gebaseer wees op enige iets of iemand wat jy op YouTube gehoor het nie. Dit moet gebaseer wees op die Bybel. Wat sê die woord vir ons? Wat het Jesus gesê? Wat het hy sy disippels geleer? Wat het hy van hulle gevra? Wat sê hulle vir ons? Wat sê die Bybel? En laasweek het ons begin en ons het gesê, die eerste ding wat ons moet kan sê is, ek lewe vir hom. My geloof is anders, want ek lewe actually vir hom, want hy het gesterf vir my. Soveel van in die wêreld vandag sê vir ons, hoe jy lewe maak nie saak nie, solank jy net glo in Jesus. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. So ons het bietjie gesê, een ding wat ons moet sê is, ek lewe vir hom. Vandag wil ek kyk na, ek leer by hom. Want hoe kan ek lewe vir hom, as ek nie leer by hom, hoe hy wil hê ek moet lewe nie. En ek verwoord dit so, my titel vandag is dit, ek vertrou Jesus met my lewe, hoe? Deur sy woord. As ek sê, ek glo in Jesus, deel van dit wat ek sê is ek vertrou hom. Ek glo hy is God, ek glo hy is lief vir my, ek glo hy weet die beste vir my, hy het gesterf vir my, hy het 'n purpose vir my lewe, hy weet wie ek moet wees. So ek vertrou hom met my lewe, maar hoe doen jy dit? Deur sy woord. Nou, hier is my prop vir die dag. Kyk gou hierdie Bybel. Ek het in die week by mense gekuier. Nee, ek joke. Ek sal nooit dit doen nie. Die reality is, dit is baie mense se Bybel vandag. En as jy hier sit en dis jy, dan sê ek dit nie glad nie om jou te veroordeel nie. My hart is om vandag met jou te chat oor hoekom is dit so? Hoekom het ons hart verloor vir die Bybel? En wat maak die Bybel so belangrik dat ek moet hom lees, ek moet kerk toe kom om hom te hoor, ek moet saam met mense in 'n klein groep wees om hom te bespreek en te chat waarmee, wat is ek besig om te lees, wat share die Here met my op my journey, hoekom is dit belangrik? En my hoop sal wees dat jy vandag hier sal uitstap en sal sê, Here, gee my weer 'n passion vir u woord. En die Heilige Gees help my, soos ek my Bybel weer gaan begin oopmaak van môreoggend af. Breek dit oop vir my wat u vir my wil sê, want al hoe jy gaan weet wat die Here vir jou wil sê, is deur sy woord. Dis nie net 'n moderne issue, die lees van die Bybel en om te engage met die Bybel nie. Paulus het lankal hieroor gepraat. Paulus wat baie mense gebruik, sy skrifte, vat mense uit konteks uit, enkele skrifte, uit van sy briewe om te sê, al hoe jy gered is net jy moet net glo. En mense vat dit totaal uit konteks uit, en Paulus is een van die mense gesê, hey, die Bybel is key in jou, as jy sê jy het 'n verhouding met Jesus, en jy sê jy dien Jesus, dan moet die woord deel wees van jou lewe. Ek wil vir jou lees vandag 2 Timoteus, is waar ons gaan begin. So ons gaan heel wat hierso lees vandag. As jy jou Bybel gebring het, kan jy saam met my oopmaak by 2 Timoteus, anders kan jy volg op die skerm. En ek sê altyd vir mense, hulle moet hulle Bybels bring om saam te volg en saam te merk vir 2 redes. Die eerste rede is dat jy my kan check. Jy weet, ek sê baie keer vir Gail goed wat in die Bybel staan, maar dit doen nie regtig staan in die Bybel. So sy het my nou al uitgevang. Sy sê daai goed staan in Job 3 vers 23. Maar dit is goed om 'n pastoor op te check. Maar die ander rede is, en dit sal jy hoor in die einde van vandag se boodskap, daar's iets omtrent
om met jou eie Bybel te journey. Ek glo elke persoon in die einde van hulle lewe moet, as jy voor Jesus gaan staan, en hy vat jou Bybel en hy blaai so 'n bietjie deur hom, then it must be evident dat jy was op 'n journey saam met hom, met jou Bybel. Ek dink dis belangrik en ek wil jou graag help met dit, deur elke Sondag net 'n bietjie uit die Bybel uit te vat, wat jy kan merk en so. Ons gaan kyk vanaf vers 12 in 2 Timoteus 3, hoor wat sê Paulus hier vir Timoteus, wat sy understudy is, né? Hy's 'n jong leier, hy is 'n ou wat kerke oprig en mense leer om disippels van Jesus te wees, en hoor hoe sê Paulus vir hom, dat die Bybel is baie belangrik in dit. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, dis almal wat bekeerd wil wees, almal wat wil kom en wil glo, hulle gaan vervolg word. Dis nie net 'n eenvoudige ding nie, nou jy gaan vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle mislei ander, word self mislei. Maar jy, sê, maar ek, ja jy, hy praat met jou, maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af wat, die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Gaan dan nou weer iets daaroor sê. Die hele skrif, wat is deur God geïnspireer? Net die Nuwe Testament? Besef jy, hy het hier nog nie die Nuwe Testament gehad nie. Paulus is basically die Nuwe Testament. Hulle het dit geleef, hy het dit geleer. As hy praat van die hele skrif, waarvan praat hy? Die Ou Testament, want dit was hulle Bybel. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Net deur daai stukkie, sou jy sê die Bybel is belangrik? Ek is pretty even, dis belangrik, nee. Nou gaan hy aan, ek wou net tot daar lees, maar toe dog ek, julle het lees om in Bybel, ons moet bietjie meer Bybel lees. Kom ons gaan aan. Net nog 4 verse, in hoofstuk 4, hy sê, ek beveel jou, daai is nogals 'n statement, nee, in vandaagse dae, imagine ek sê vir julle, luister nou, ek beveel julle. In vandaagse dae is iemand dadelik die gloves is uit, soos jy sê nie vir my wat ek moet en nie moet doen nie. Ek sal luister wat jy sê, dan sal ek besluit, maar jy sê nie vir my ek beveel nie. Paulus sê, hy sê dit 2 keer, hy sê ek beveel jou, voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig wat? Die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat, net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. As ek sê, nie luister vir die Heilige Gees nie, maar vir die Portegees. Hulle wil net hoor wat hulle wil hoor, en dit is, YouTube is 'n amazing platform vir dit. Wat wil jy hoor? Gaan uit daar, soek wat jy wil hoor. Jy sal enige predikant in die wêreld kry wat saam met jou stem. En dis amazing, ons preek eintlik vir die predikant, hulle preek nie vir ons nie, want jy gaan soek hier die ou wat wil hoor wat jy eintlik wil sê, vir jouself, en sê, okay, daar's dit, dis reg. Paulus sê, die Bybel is key in jou Christendom. As jy die Here wil dien, as jy regtig wil weet wat God van jou wil verwag, as jy sê jy glo in Jesus, dan is deel van jou vertroue in Jesus en hoe jy Jesus dien, is jy doen dit deur sy woord. En ons is vandag in hierdie einste dae wat hy hiervan praat, wat hy sê, mense gaan nie meer die woord wil hoor nie. Mense gaan hulle aanwend tot verdigsels, hulle gaan nie meer wil luister na die Bybel nie. En watter Bybel praat hy van? Hy praat van die Ou Testament. Hy praat van die Ou Testament. Ek gaan nou bietjie meer daaroor iets sê, oor hoe die duiwel ons teen die Ou Testament draai, en ons half in 'n mindset sit van ons is net Nuwe Testament mense, en wat beteken dit? Vir die average Christen beteken dit, wees net 'n nice mens. Wees net nice met mense.
En as dit alles wat dit is, dan hoef jy nie Bybel te lees nie, nou, dis so eenvoudig, wees net 'n nice mens, kwaai, so dis al wat dit is, hier gaat ons. En hier sit jy met 'n oppervlakkige Christendom, veral in ons kultuur, wat biblically illiterate is, en dis die voorbeeld wat ons vir ons kinders stel, ons het ons hart verloor vir die Bybel, en ons moet terugkom by hart vir die Bybel. Ek wil so 4 vrae vra hieroor. Die eerste vraag is, kan ek sê ek glo in Jesus, maar ek glo nie in die Bybel nie? Kan ek dit sê? Miskien moet ek dit so vra, kan ek sê ek is lief vir Jesus, maar ek is nie so lief vir die Bybel nie? Julle is nie so confident oor daai nie. Dis basies dieselfde vraag. R.C. Sproul het dit so mooi gesê, hy het gesê, daar's 'n onafskeidbare ooreenkoms tussen my liefde vir Jesus en my liefde vir sy woorde. Ek kan nie sê ek is lief vir Jesus, maar ek is nie lief vir sy woorde nie. Dit bring ons weer by die huweliksvoorbeeld. Imagine, hier's 'n man, hier's 'n vrou, en hy sê nou vir haar, ons gaan nou trou en ons gaan nou saam bly, maar jy weet, hoe dit gaan werk is, ek gaan praat, en jy gaan nie. En ek gaan doen wat ek wil, en jy gaan fine wees met dit. En as hy sê, dan sê, jy sê niks nie. Maar, ons sal sê, dit gaan nie werk hierdie nie, nee. Sy gaan nie happy wees, hierdie storie gaan nie gesond wees nie. Dis hoe baie mense in 'n verhouding met Jesus wil wees. Ons wil vir hom sê, maak jy hier so net gou vinnig net, hier so net so, laat ek net hier kan lewe hoe ek wil, doen wat ek wil, en ek's lief vir jou, en as ek jou nodig het, dan gaan ek met jou kom chat, maar jy, luister jy maar vir my. Ek kan nie sê, hy is my God, ek vertrou dat hy is die een wat alles weet. Hy weet wat is die beste vir my, hy is die een met al die wysheid, hy is die een met 'n purpose vir my lewe. Maar ek kom net elke nou en dan met 'n skietgebedjie, ek kom nie na hom toe om by hom te leer wat hy vir my wil sê en wat hy van my verwag nie, dis nie liefde nie. Ons het laasweek hierdie skrif ook gebruik, Johannes 14:15, waar Jesus sê, as julle my liefhet, dan sal julle my opdragte uitvoer. Hy dreig nie, hy beskryf net vir ons wat liefde is. As jy lief is vir my, dan sê ons doen wat ek sê. Dit maak net sin in enige verhouding. Veral as jy sê hy is jou koning, hy is jou God. Hy sê in Johannes 15, as julle in my bly en my woorde bly in julle. Hy beskryf eintlik die hoe bly julle in my? Bly in my woord. As my woorde in jou bly, gaan my gees in jou kan werk. Dan kan jy vra wat jy wil en dan gaan dit vir jou gee. Ons like daai tweede gedeelte. Sonder die eerste gedeelte. Hoeveel mense like van, kom ons bid, die Here is ons lief vir ons, so kom ons bid net. Ja, daar's iets anders wat daar staan. Bly jy in hom, leer jy hom ken, weet jy wat sy wil is. Hoe kan ons dit doen? Dis onmoontlik sonder die woord. Om sy wil te leer ken, om saam met hom te journey en sy woorde bly in jou en jy kom al meer agter wat sy hart is. Dan kry jy 'n wysheid, die Heilige Gees journey met jou, dan besef jy, Jessie, die lewe gaan nie net oor om te vra vir goedjies en hy doen vir jou goedjies hier nie, want daar's bietjie meer as dit. Dan begin jy anders te bid en dan sê, as ek en jy op so 'n journey saam is, deur my woord, dan gaan ek spesiale in jou lewe, dinge in jou lewe kan begin doen. Baie mense is so confused, want hulle bid en hulle vra die Here vir goed, maar niks gebeur nie. Want hulle dink die formule is net, God is lief vir my, daar's hierdie ding gebed, ek vra vir God wat lief is vir my en hy doen net wat ek wil hê. Dis nie wat die Bybel sê nie. Jy skiep die eerste stap is om op 'n journey saam met hom te kom, om by hom te kom leer wat sy hart is en wat sy wil is en wat die prioriteite is terwyl ons hier op hierdie kort tyd op aarde is. En as ek dit aanvaar en ek sê dis reg, Here, ek hou nie van alles nie, maar ek gaan toelaat dat U my leer. U weet beter as ek. Dan gaan ek jou op 'n journey vat, dan gaan ek op 'n spesiale manier in jou lewe begin werk, maar die teendeel is ook waar, as jy nie so saam met op 'n journey is nie, dan kan ek nie in jou lewe werk soos ek wil nie.
Hoekom glo ons Jesus is die seun van God? Kom ek vra jou daai vraag. Hoekom glo jy Jesus is die seun van God? Hoe weet jy dit? As 'n moslim by jou kom en vir jou sê, hoe weet jy dit? Hoekom glo jy dit in die eerste plek? Jy weet, mens kan nie 'n emosionele antwoord gee nie. Jy kan nie net goed Christianese praat nie. En miskien sal die average Christen dink ek, as ek vra, hoekom sê jy is Jesus die seun van God? Dan gaan jy dalk vir my sê, want hy het gesterf aan die kruis en hy het opgestaan uit die dood uit. Is dit wat baie van julle sal sê? Hy het opgestaan uit die dood uit. En dis waar, maar my vraag is, maar hoe het jy daarby uitgekom? Wat is jou bewyse dat dit is wat die seun van God sou doen in die eerste plek? Is die Ou Testament wat dit vir ons leer. Dis al die profesieë van die Ou Testament, nog duisende jare voor Jesus ooit gebore was, wat praat van dat hy gekruisig sal word en dat hy na 3 dae gaan opstaan uit die dood. Dis as gevolg van die Bybel dat ons glo in Jesus. So jy kan nie glo in Jesus deur die Bybel en dan die einste Bybel verwerp wat jou gemaak glo het in Jesus nie. Dis maak glad nie sin nie. Tog is dit wat ons generasie vandag doen. Ek glo in Jesus, maar die Bybel, dis soos 'n bonus ding wat net daar is, as jy hom regtig nodig het, maar dis nie so nodig nie. Nee, jou hele geloof rus op hierdie bron hierso. Jou hele geloof. En dis teenstellend as jy teen dit is, maar jy sê is vir Jesus, dit maak nie sin nie. So kom ons kom by die groot vraag uit, hoekom is dit so? Hoekom het ons 'n issue met die Bybel? En hier wil ek vir jou sê, dis nie dat daar iets fout is met jou hart nie, dis nie dat jy's nie lekker teenoor die Here, daar's groot fout met jou nie. Dis baie eenvoudig. In hierdie wêreld van ons, is daar mense, daar's God en sy engele, maar daar's 'n ander kant ook, daar's die duiwel en die bose. En as daar een ding is wat hy nie wil hê nie, is dat jy nie hierdie boek oopmaak nie. Daar's 'n geestelike oorlog wat aan die gang is. Soos ek laasweek gesê het, hoe is dit dat jy kan ure ander goed lees en ander goed kyk, maar as jy 5 minute wil Bybel lees, dan dadelik is daar iets wat net sukkel met dit. Dis 'n geestelike ding, dis 'n geestelike battle waarin ons is. As jy dink aan Adam en Eva, wat het die duiwel daar probeer regkry? Reg in die begin van die Bybel, Genesis 3, kom ons lees dit saam. Wat het hy vir Eva gesê? Hy het gesê, het God werklik gesê, met ander woorde, hy gee nie omdat sy glo in God nie, hy sê nie vir haar, hoorie, glo jy regtig, daar is 'n God. Hy probeer haar nie kry om nie te glo in God nie. Hy probeer haar kry om God se woord te betwyfel. Dis al. Dis sy strategy, dis sy taktiek en dis vandag nog sy taktiek. Is om ons te kry, nie om te sê ek glo nie in Jesus nie. Hy worry nie dat jy glo in Jesus nie, hy glo ook in Jesus. Hy wil net hê jy met sy woord betwyfel. En weggaan van sy woord af. En hier's nou waar ek wil kom by die goedjies oor die Ou Testament en dit wat Paulus hulle sê, die hele skrif is geïnspireerd. Wat in sy daar die Ou Testament was. Wat is dit wat die duiwel doen, wat ons maak ons hart verloor teenoor die Bybel, veral die Ou Testament? En hier wil ek so 3 goedjies vinnig vir jou, met jou share, en ek het regtig met hierdie goed gestoei, want hierdie is eintlik kursusse wat mens moet aanbied om oor al hierdie goeders te chat. Daar's soveel detail wat ons kan bespreek, maar ek wil dit regtig vir jou vereenvoudig, dat jy net die hart daarvan kry. Die eerste ding wat ek dink 'n groot leuen is wat die Bybel ons vertel, die duiwel ons vertel oor die Bybel is, gehoorsaamheid aan die Bybel is wettisisme. Gehoorsaamheid aan die Bybel, as jy passionate is oor die Bybel en om te lees en om te leer en jy verwag het van jou kinders en jy verwag het van ander mense en jy wil hê die kerk moet passionate wees oor die Bybel, as jy opofferend gehoorsaam is aan die Bybel, dan is jy besig met wettisisme. Wettisisme beteken, jy probeer jouself red. Jy gehoorsaam om God se liefde en jou redding te verdien. Dis wat wettisisme is. En dit is 'n absolute leuen. Ons gehoorsaam nie om God se liefde te verdien nie, of om onsself te red nie.
Ons gehoorsaam, omdat God lief is vir ons en hy het dit bewys deur ons te red, deur vir ons te sterf aan die kruis. Omdat hy gesterf het vir my, leef ek vir hom. En gehoorsaamheid is my bewys dat ek lief is vir hom. Maar ek gehoorsaam nie om oor verdienste nie, ek gehoorsaam oor vertroue. As ek sê, ek glo daai is God wat gesterf het vir my en sy lewe gegee het vir my en hy kon dit uitfigure, niemand anders om my te red nie, ek vertrou hom, dan kom gehoorsaam ek uit vertroue, nie uit verdienste nie. Maar dis 'n leuen wat hy baie mense laat glo, wat my daai verskoning gee, ja, ek wil nie te veel in die Bybel ingaan nie, want ek wil nou nie besig wees met wettisisme nie hoor. Ek is gered deur genade, ek's all grace, so ek gaan nie nou begin om myself te probeer red hierso nie, dis 'n verskoning, dis 'n leuen, wat hy mense laat glo. Die tweede ding is, omdat ons nie onder die wet is nie, verwerp ons die inhoud van die wet. Hierdie is 'n groot een. Omdat ek nie onder die wet is nie, verwerp ek die inhoud van die wet, en ons kan eintlik in hakies daar sê die Ou Testament. Die Ou Testament is nie die wet nie, die wet is in die Ou Testament, maar dis 'n groot, vir die average westerse Christen vandag dink die Ou Testament is die wet. Ons is nie meer onder die wet nie, so ek hoef nie daai goed te gaan lees en te weet van dit nie. Daai goed is nie vir my nie. Hoor mooi. Omdat ons nie onder die wet is nie, beteken nie ons verwerp die inhoud van die wet nie. Wat is die wet? En wat staan in die Ou Testament? As ek dit vir jou net in 'n groot opskrif kan gee. Dit sê vir ons wie God is, wie ek en jy moet wees en wat belangrik is in die lewe. As Paulus sê die hele skrif is geïnspireerd, praat hy oor die Ou Testament. Hoe sal hy dit sê? Want die Ou Testament leer ons wie God is, wat sy karakter is, wie ek en jy as mens moet wees en wie ons nie moet wees nie, en wat regtig belangrik is in die lewe. Dis wat dit ons leer. Jesus, ons gebruik nie die wet om onsself te probeer red nie, maar Jesus gebruik die wet in ons lewens om ons te vorm. Ons gehoorsaam die wet, nie om ons redding te probeer verdien nie, maar ons gehoorsaam die wet, want dit wys vir ons wie God is, wie ons moet wees en wat belangrik is, en Jesus gebruik dit om ons al meer te maak soos hy. Nou, en hier is waar ons nou regtig in die detail vir ure kan praat, maar ons gaan nie nou nie. Daar is 'n deel van die wet wat wegval vir ons. En ek dink dis die deeltjie wat die duiwel so goed gebruik vandag om mense totaal te confuse om net te sê, ek los net al daai goed. En dit is, ons is nie Jode nie. Die wet, die 613 wette wat God vir die Jode gegee het, was vir 'n sekere tydperk, vir 'n sekere doel. Wat was die tydperk tot Jesus kom? Wat was die doel van baie van daai wette? Soos byvoorbeeld om diere te slag. Slag een van julle 'n hoendertjie of 'n skaap daar in jou agterplaas. Elke keer as jy verkeerd gedoen het, dan stuur jou vrou jou uit. Gaan kry daai skaap. Ons doen nie dit nie. Hoekom doen ons nie dit nie? Want Jesus het dit vervul. God wou vir die Jode wys en vir die mensdom, julle kan nie leef soos julle moet leef nie. Julle kan nie. Julle almal kom kort. En daar's gevolge vir dit. So, wat is die gevolge? Bloed. Bloed word vereis vir sonde. Die stelsel in die Ou Testament volgens die wet was dat hulle diere offer. Jesus is die perfekte lam wat geslag is vir ons. So hy het dit vervul. So ek en jy slag nie meer diere nie, want dis deur Jesus wat ons verlos is. Nie deur 'n dier wat ek slag of enige iets anders nie. So daar was sekere sulke wette gewees vir hulle, om hulle dit te bewys, daai wet is vervul. En dan was daar ander goed wat God van hulle verwag het, to set them apart from the other nations in their time. As Jode, as God se mense, as sy volk, dat hulle sal uitstaan, dat hulle afgesonder sal wees, dat hulle anders sal wees as die ander mense. Baie van daai goed vir hulle, vir daai tyd, en burgerlike wette en regeringswette wat in die Bybel is vir hulle vir daai tyd, dis nie vir my en jou nie. Ons is nie Jode nie, ons is nie in Israel nie, dis nie vir ons nie. Maar die hele wet is nie dit nie. Moenie egbreek pleeg nie. Los ons dit ook. Moenie steel nie, moenie moor nie. Los ons dit ook. Omdat ons die wet begin los het
en die wil van die Here volgens die Ou Testament, wie hy is en sy karakter wat hy openbaar, dit wat hy was daar, hy is dit nog steeds vandag, hy gaan dit vir ewig wees. Omdat ons dit verwerp, omdat ons die wet, die inhoud van die wet verwerp en die inhoud van die Ou Testament verwerp, is hoekom ons God nie ken nie, is hoekom ek nie weet wie ek moet wees nie. En daarmee saam kom die duiwel, miskien as 'n derde punt, en hy kom sê, weet jy wat, Ou Testament, wat se woordjie is daarin? Ou, so, dit is verouderd, dis verby, dis klaar, dis nie deel van julle lewe nie, dit was weird goed, hoor daai diere en al die staf, so kom ons laat dit gaan, hoor mooi, Ou Testament beteken nie, dis verouderd en irrelevant vir my en jou nie. As jy hoor Ou Testament en Nuwe Testament, moet jy amper testament met die woord manier vervang. Dis die ou manier gewees, daar's 'n nuwe manier. Die ou manier was, hulle het 613 goedjies gehad wat hulle moes check om te kyk, ek weet nie of ek in die hemel kom nie, wat doen ek reg, wat doen ek verkeerd, en hulle traai, dit was die ou manier. Hier kom Jesus en hy sterf vir ons sonde en hy vervul die wet. Wat beteken? Twee goed. Om het regtig te simplify. Verlossing en verhouding. Die mense van die Ou Testament het nie 'n verhouding met God gehad nie. Hulle moes na 'n tempel toe gaan en hulle moes bid en die hoëpriester, daar was 'n ou, daai dude met sy lappies en goedjies, hy kon ingaan by 'n sekere plek en hy kon bid vir hulle. Hy kon vir hulle met die Here praat. Daai mense kon nie met die Here praat nie. Die Here kon nie met hulle praat nie. Hulle het nie verhouding met die Here gehad nie. Maar toe Jesus kom, toe is daar 'n nuwe manier. Daar's 'n nuwe manier van verlossing. Ek kan nie my verlossing verdien nie, maar hy het dit vervul. Net deur die bloed van Jesus kan ek gered word. En nou is daar verhouding. En hierdie verhouding, in die hart van hierdie verhouding, is die woord, waarvan die Ou Testament deel is. Die inhoud van die wet, van Genesis tot by Openbaring. Dit beteken nie, daai goed is oud en hierdie goed is nuut nie. Want die mense wat dit glo, gaan vra hulle maar, lees jy jou Nuwe Testament? As jy glo die Ou Testament is verby en dit gaan alles oor die Nuwe Testament, lees jy jou Nuwe Testament? Ek sal geld op dit sit. Hulle lees nie hulle Bybel nie. I'll put money on it. Hulle lees ook hier die Nuwe Testament nie, want die duiwel kry hom in 'n mindset in te gaan van die Nuwe Testament mense is mos maar net daai mense van wees net nice met mense, dis alwaaroor dit gaan. Jesus was hierdie cool hippie dude, nice met mense en al wat hy van ons verwag is wees nice met mense. As dit alles wat jy glo jy moet doen, dan jy mos nie nodig om Bybel te lees nie. Jy nodig om te groei nie, dat jy nie nodig om te stoei met sonde nie. Dis nie die waarheid nie, familie. Wat het Jesus gesê? Matteus 5 vers 17, hy het gesê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. En om het eenvoudig vir jou te stel, it's to change the way that you work with it, and that I use it to work with you. Hoekom is die Bybel belangrik? Hoekom is die Bybel belangrik? Want wat nou gebeur is, in my verhouding met God, God is nou by elkeen van ons. En soos ek Bybel lees, en ek kom met 'n hart wat sê, Here, leer my wie U is, en leer my wie ek moet wees, en leer my wat is belangrik in die lewe. En ek lees my Bybel, weet jy wat doen Jesus? Deur die Heilige Gees, kom praat hy met my, en hy wys my hoe hy my lewe wil verander van binne na buite. En dis moeilik. Dis challenging. Hy het vir sy disippels gesê, ek wil nie hê julle moet nou die Bybel weer vat en soos die Fariseërs maak en die Jode maak en probeer om net uiterlik, jy weet, kom kerk toe en trek daai klere aan en was jou hande voor die eet. So, hulle het al hierdie goedjies gehad wat hulle gedoen het om voor mense baie geestelik te lyk. En Jesus het vir hulle gesê, die binnekant van die koppie is vrot. En dit gaan maak dat julle hel toe gaan. En hy het gekom en hy het gesê, ek het daai vervul, saam met hierdie, jy kan dit gaan lees, sê hy vir sy disippels, wat ek nou van julle vra is nog moeiliker as wat die Fariseërs doen. Want hulle het hierdie gamepie gespeel om voor mense oulik te lyk, hulle het hulle godsdiens gebruik vir dit, wat ek van jou verwag, en dan het hy vir hulle goed gesê, soos, as dit kom by egbreek,
gaan dit nie vir my oor, het jy saam met 'n ander vrou geslaap nie, dit gaan vir my oor, dink jy aan ander vrouens. Hy sê, dit gaan oor wat binne in jou aangaan. Dan gaan dit nie oor, het jy fisies iemand doodgemaak nie, dan gaan dit vir my oor, haat jy mense. Hoe lyk jou verhoudings met mense, wat gaan binne in jou aan? En Jesus kom en sê, ek gaan nou die inhoud van die wet vat, en al hierdie stories, en alles wat jy lees, hoe God met mense gejourney het, en ek gaan dit gebruik om jou lewe te verander, van binne na buite. Van binne na buite, transformasie. Dit kan nie gebeur sonder die Bybel nie. Kan nie weet wie God is, en wie ek moet wees, sonder die Bybel nie. Maar dis die hart daar agter, en dis so belangrik vir jou en my, en vir ons journey, met Jesus. As jy hier sit vandag en jy sê vir my, yes Jacques, ek is daai persoon, hierdie is my Bybel, waar het jy hom gekry? Waar nou, waar begin ek? Dan wil ek vir jou 3 goedjies sê, net as 'n starting point. Ek dink die eerste ding wat ek vir jou sal sê is, om Bybel te lees is 'n dissipline soos enige ander dissipline. Dit is moeilik. Dit vra iets van jou, dit vra jou tyd, dit vra jou effort, dit vra jou brain power, dit vra dat jy moet sit en jy moet lees. Dit gaan partykeer boring wees, daar gaan partykeer goed wees wat jy lees, en dit is so, jy voel nie hierdie, gaan vandag jou lewe verander nie, soos jy partykeer net 'n stuk brood vat en jy eet dit, en jy weet nie wat doen dit in jou liggaam nie, maar dit doen iets, maar jy doen dit. Daar soveel mense wat sal sê, yes, maar hierdie goeters hier binne, dis baie, en dis net te moeilik. Jy weet, as jy eendag by die Here kom, en jy sê dit vir hom, yes Here, check my dik boek, is net so baie, is net te moeilik. Dan dink ek, hy gaan vir jou iets sê in die lyn van, daai hobby van jou. Onthou jy so 2 jaar terug, 5 jaar terug, 7 jaar terug, toe is dit baie moeilik. Toe jy begin gym het, baie moeilik. Jy nie weet wat om te doen nie, jy het gesukkel fisies om dit te doen, emosioneel was jy nie op 'n goeie plek nie, maar jy het begin. En jy het opgedaag, en jy die volgende dag opgedaag, en jy die volgende dag opgedaag, en jy het aanhou opdaag, and you figured it out. Tot nou, kyk hoe goed is jy in daai ding. Kyk hoe love jy daai ding. In die begin was dit nie so lekker nie, want dit was moeilik, maar nou love jy dit. Want jy het op daai journey gegaan. Jy sal dit doen vir ander goed, maar jy kan dit nie doen vir my woord nie. Dit is moeilik, maar dit is worth it. Dit is worth it. Dit is 'n discipline, dit is deel van ons disciplines by Familia, 'n stilte tyd, is om elke dag 'n bietjie uit jou Bybel te lees, net 'n bietjie, elke dag stil te word saam met die Here en uit jou Bybel te lees. Dit is 'n discipline. Maak dit deel van jou lewe elke dag. Nommer 2. As jy Bybel lees, ja, daar is die goed van, okay, maar Jacques, nou begin ek by Genesis. Ek love Genesis, amazing boek. Nou begin ek by Genesis en ek begin lees en eventually kom ek uit by hierdie goed van die Jode en die diereslag en die besnydenis en dit en dat. Wat van daai goed gaan ek verstaan? Moet ek doen, moet ek nie doen nie? Net nou kry ek 'n ou daar by die dokter en hy sê ek is nou reg om myself te besny hierso. Ek het gelees daarvan. Ek troos Bob, ek het 'n ou gehad wat al na kerk na my toe gekom het. My een kant getrek het en gesê, hy sê ek moet nou nie stupid klink nie. Maar hy sê ek ken hierdie goed soos in glad nie. My hele lewe, ek is nie in kerk nie, ek het nie Bybel gelees nie. Ek is nou passionate oor die Here en ek lees wat die ding van die besnydenis. Nou wil ek jou net vra, moet ek dit doen? Ek het vir hom sê ja, hy moet dit nie, ek joke. Daar gaan daai goed wees wat jy mee wrestel. Daar gaan goed wees wat jy nie verstaan nie en glo jy in die Heilige Gees? Glo jy in die Heilige Gees? Die Heilige Gees is by jou. En die Heilige Gees, as jy net disciplined bly en jy daag die volgende dag op en jy daag die volgende dag op, dit is soos om te gym en die een dag is jou spier nie so lekker nie of jou maag is nie so lekker nie en jy weet, maar jy hou aan gaan.
En jy hou aan doen, jy sê nie, nou los ek net alles nie, jy hou net aangaan, jy hou aan opdag, hou aan opdag, jy sal deur daai kom, daai pynkie sal weggaan, jy sal aangaan. En so sal die Heilige Gees jou deur daai goed kry, en hy gaan jou op 'n journey vat, en hy gaan vir jou goed oopbreek. Die woord sê dit ook vir ons. Die woord sê vir ons in Johannes 14 vers 26, wanneer die Vader in my naam die voorspraak die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en hy sal julle herinner van alles wat julle moet weet. Hierdie is so belangrik, dit sê vir ons, die teendeel van hierdie is, julle kan dit nie by julleself uitfigure nie. Dit is basies wat die Here vir ons sê, jy kan dit nie by jouself uitfigure nie, maar dis okay. Jy hoef nie, want ek stuur vir jou die Heilige Gees, en hy gaan jou help om alles uit te figure. So dis die tweede ding wat vir my belangrik is. Die derde ding is kom kerk toe, kom hoor, kry 'n klein groep, share, en hoor van ander mense. Fellowship is key, en ek wil amper daarmee saam sê, dis amper 'n preek wat ek moet doen in hierdie reeks apart, is godsdiens. Godsdiens is nodig. Saam met die Ou Testament het in ons tyd die nuwe generasie gestruktureerde en gedissiplineerde godsdiens, ons sien dit as die wet. Dus ek hoef nie dit te doen nie, dit hoef nie deel te wees, al wat ek hoef te doen is te glo, luister. Daar was godsdiens in die Ou Testament, Jesus se way van spiritualiteit was godsdiens, hy praat oor godsdiens, ons het godsdiens 'n vloekwoord gemaak, godsdiens is goed, godsdiens is nodig, godsdiens is deel van jou gehoorsaamheid aan die Here. Geestelike dissiplines, om te bid, om Bybel te lees, om kerk toe te kom. Ons aanbid nie meer op dieselfde manier as in die Ou Testament nie. Ons het 'n nuwe manier van aanbid. Julle kom nie na my toe om met die Here vir jou te praat nie. Ons almal kom hier saam en ons almal het die Heilige Gees en ons worship saam en ons werk saam tot eer van die Here en ons maak saam 'n verskil vir hom. Maar dis al die tyd wat ons moet doen. Ons moet dissiplined wees in ons godsdiens. En in die hart van ons godsdiens is ons journey saam met mekaar met die Bybel. Gaan lees die Nuwe Testament. Die mense journey saam met mekaar met die Bybel. En die Here werk op amazing maniere. Vandag kom mense kerk toe en ons is baie disconnected. Ek kom met 'n gesindheid baie keer, soos ek sê, consumer-driven world en in die westerse wêreld. Ek kom en ek kyk, okay, like ek van wat hierdie ou sê en hou ek van hoe hy dit sê en hou ek van die musiek, kan ek deel met dit. Ek hou nie van alles nie, maar okay, ek hou van daai en ek was nou al by die kerk en daai kerk en ek kom sit en ek vat vir my wat ek wil hê en ek spoeg die graad uit wat ek nie wil hê nie en ek gaan en dit is baie buffet ding van ek kom en ek vat net wat ek wil hê. In plaas van ek connect met hierdie community en ons gaan saam op 'n journey met die woord. En ons luister wat die woord sê en ek is hier om te serve en my lewe te gee vir wat wil die Here hê moet ons doen? Kom ons doen dit. Nie ek kom vat net wat ek wil vir my nie. Daar's 'n gesindheidsshift wat moet plaasvind in hierdie generation, dat die Here regtig kan werk in mense se harte en lewens. Soveel so, dat ons 'n voorbeeld kan begin stel vir ons kinders en ons 'n hele nuwe generation kan oprig in die Here. Jy weet, ons like dat ons kinders by die kinderkerk sing, lees jou Bybel, bid elke dag. Maar hier as hulle 10, 12, 13 word, dan lees hulle nie hulle Bybel nie en hulle bid nie elke dag nie. Hoekom nie? Want is een ding om dit in die sonndagskool te sing, dis 'n ander ding as hulle dan huis toe gaan en maandagoggend sien, maar pa lees nie Bybel nie. En ma doen nie bid nie. Nie een dag nie. Maybe sondag as ons kerk toe gaan, maar anders is dit, doen hulle nie wat ons sing nie. Want niks fout met die liedjie nie, maar ons fout met doen ons wat ons sê, doen ons wat ons sing. Dis so belangrik vir ouers. Ek challenge julle as ouers hier vandag. Lees jou Bybel en bid elke dag. En dan sal jou kind in jou voetspore volg. Dan sal jou kind, wanneer die tekkie die teer slaan en die lewe begin bietjie moeilik word, dan gaan hulle sê, dis my anker, is my godsdiens, is my disciplines. Ek kom by die woord van die Here en ek vertrou, hy het 'n plan met my lewe, maak nie saak hoe goed hy lyk nie. And he will figure it out for me, maar ek kom en ek luister vir hom deur sy woord. Die duiwel wil nie hê jy moet hierdie boek oopmaak nie. Hy wil dit nie hê nie. Hy wil hê jou kinders moet hierdie boek oopmaak nie. Maar my gebed is dat jy sal. Dat jy 'n keuse sal maak en sal sê, ek
kies dit. Soos ek my hobby kies, soos ek my werk kies, soos ek enige ander dissipline kies, is hierdie nommer 1, en as jy sê Jesus is nommer 1 in jou lewe, dan is die woord deel van jou practical keuse. Kies die Bybel. Begin hom lees. Gaan op die journey, en die Here gaan op jou lewe 'n amazing verskil in jou lewe begin maak, en in jou huisgesin, en beyond. Deur jou gaan hy jou vol maak, en hy gaan deur jou met ander mense begin werk. Kom ons bid saam. Here, soos ek die Bybel oopmaak by Timoteus, en ek dink aan daai woorde van Paulus wat sê, daar kom 'n tyd waar mense nie meer gaan worry oor wat die woord sê nie, en wat in die woord staan, en wat die woord vra nie. Inteendeel, hulle gaan teen dit kom, met allerhande, soos hy dit noem, verdigsels, verskonings en verkeerde denkwyses wat die duiwel in ons saadjies, in ons gedagtes kom plant, dat ons net heeltemal ons harte verloor vir u woord, en as ek nie besig is met u woord nie, hoe kan ek weet wie u is? Hoe kan ek weet wie ek moet wees? Hoe kan ons regtig weet wat u nou van ons verwag in hierdie seisoen van ons lewens? Hoe kan ons verwag om u stem te hoor as ek nie besig is met u woord nie? Ons kan nie. En is my gebed dat, soos ons dit met ons monde verklaar, ons glo in u, ons is lief vir u, dat daai vlam sal opvlam in ons gemeente, onder ons kinders, dat ons is lief vir die Bybel. Ons is lief vir die Ou Testament, ons is lief vir die Nuwe Testament, ons is lief vir al die stories, en ons is lief vir die liedjies wat ons daaroor sing. Kom ons lees ons Bybels en ons bid elke dag. Kom ons doen dit opreg, soos u gesê het. Die challenge vir ons is dat die binnekant van die koppie moet skoon wees, nie net die buitekant nie, nie net 'n godsdienstige game wat ons speel om geestelik te lyk vir ons vriende en in ons sosiale kringe nie. Maar dat ek dit doen omdat ek u wil ken, en omdat ek u wil dien en u wil lief hê. Mag dit ons getuienis wees. Here, mag u met ons elkeen praat, dis ons gebed, soos ons in die maand van Julie ingaan, mag u woord aan ons duidelik wees. Heilige Gees, kom help ons om te verstaan wat God vir ons wil sê. Help ons ook om dit uit te voer, want ons besef, net om dit te hoor is een ding, maar dit gaan oor om dit te gehoorsaam. Mag ons gehoorsaam wees en uitleef. Help ons, Here, want so kan ons vir u 'n lig wees, so kan ons sout wees in hierdie community, soos ons by hierdie deure uitstap. Dis ons eenvoudige gebed, en ons maak nie op ons eie krag staat nie, ons maak alles staat net op u krag, wat in ons lewend is. Ons het u so lief, dankie dat u 'n goeie pa is. Ons bid dit in Jesus naam saam, en ons sê, Amen.